baie vinnig. Msinga is rolweg so groot soos die Oeverberg. Vir die wat nie weet waar is die Oeverberg is, soms dit wes oor die berg, dan kyk jy af in die rigting van Botrivier, Caledon, Riviersonne en Swellendam, see se kant toe, Bredasdorp, Hermanus. Nou, Msinga is omtrent so. Hier's 'n klomp gemeentes in die Weskaap waarby ek nou betrokke is wat uitreik soontoe. Georgebergsig, Durbanvillebergsig. Ring van die Parel, lyk asof Simondium nou daar betrokke gaan raak vir jaar. Mediese studente van Stellenbosch, weet ek uitgelaat. Maak nie saak. In geval, hulle reik na verskille, hulle gaan almal Msinga toe, maar jy sal nie, Bredasdorp, jy sal nie hulle sien nie, want hulle is nou sê nou maar by Caledon, die ander lot is by Riviersonne en, die ander lot is by Bredasdorp, maar almal gaan Msinga toe. Maar hulle gaan nie almal na ons punt toe, want ons gaan na Kietsdrift toe. Okay, dis hoe dit werk. En Marie het heel reg gesê, in die 1960s of laat 1960s het die Weskaap synode aangebied om die Natal synode te help. So ons het Msinga gebied, Makatini gebied gekry as Weskaap ondersteuningsareas. So net soos wat ons klomp gemeentes vir Msinga ondersteun, is daar ander gemeentes soos Helderberg ensovoorts wat weer Makatini ondersteun. So in die Junie-vakansie en ook ander vakansies is daar by tye letterlik 'n paar honderd Weskaapenaars daar besig. Maar jy nie eens sien mekaar nie, want almal is 40 of 70 kilos uit mekaar het. Wat nog? Ons ondersteun die VGK van KZN. Dis die gemeentes wat ons ondersteun. So net soos wat ons die VGK hier by ons ken, tradisioneel die Breinkerk, is daai VGK Zulu Kerk wat ons ondersteun. So dis bestaande gemeentes wat reeds die tandem fietsry, hulle sit voor, hulle stuur heel jaar, hulle trap heel jaar. So nou en dan kom maar mense van die Weskaap af, spring hulle agterop die agterste sitplek, gee 'n paar vinnige trappe en bou weer momentum. En as ons daar weggaan, dan weer hulle weer lekker energie en ons is baie dankbaar vir almal van julle. Dis baie. Dankie. Dankie Albert, ek dink daai konteks is baie belangrik want dikwels as ons op 'n uitreik gaan, dan gaan ons met 'n bietjie van 'n houding van ons gaan soontoe om mense te gaan leer om dinge te doen. Maar God se werk is al vir van die 60er jare af besig daar. En ons skakel eintlik maar net in by die plan. So daar's 'n stuk nederigheid wat daarmee saamgaan, 'n stuk gehoorsaamheid wat daarmee saamgaan, 'n stuk luister wat daarmee saamgaan. Om te sê ons gaan nie net om te doen wat ons wil nie, maar ons gaan om die Here se plan uit te voer. En hy het eintlik klaar beplan wat daar gebeur. Ons moet maar net sy hande en sy voete gaan wees op die grond. In Kietsdrift spesifiek. Okay, slide man, you can take it to the next one. Thanks to Tim for being the slide king at the back. Okay, you can move to the basically next. Daai is verlede jaar se span gewees. So as jy goed just click back one. So ek dink as ons kyk hierso is ons omtrent al op dieselfde grootte. So dit is ongelooflik om hierdie tyd van die jaar al so baie belangstelling te hê in die uitreik. Jy kan aangaan aan die volgende ene toe. So wat ons wil doen veral vir die ouers is net om vir julle 'n blik te gee van wat gebeur wanneer ons uitreik. Wat gaan met julle kinders gebeur? Wat gaan ons van hulle verwag? Wat gaan daar gebeur? So ons gaan dit opdeel in 2 dele. Ek gaan vir Stefanie vra om 'n bietjie te gesels rondom die program, ons bediening en al die geestelike werk wat ons daar gaan doen. So dis al vir een been en dan die deel waarvoor ek meer verantwoordelik is die logistiek om seker te maak almal kom daar, almal is veilig, almal is gesond en almal kom veilig terug. So maar die belangrike deel van die 2 is wat ons daar gaan doen. So ek gaan vir Stefanie vra net vinnig om ons deur die program te stap en wat ons daar gaan doen. Okay, so Kietsdrift is die plek waar ons gaan. Kietsdrift het verskriklik baie kindertjies en jong mense. Ons het aan die begin eers net met die kinders 'n kinderprogram gedoen. En verlede jaar het ons vir die eerste keer 'n tienerprogram ook aangebied by Kietsdrift. En dan terwyl ons dan nou in die oggend met die kinders en met die tieners werk, is daar ook mense wat met die vrouens daar bietjie handwerk gedoen het en 'n so tipe van 'n projek gedoen het. So ons span word al opgedeel tussen al die 3 verskillende bene in die oggende as ons daar kom. So ons gaan eintlik om vir Kietsdrift te gaan bedien. Ook deel daarvan is om te gaan huisbesoeke doen. Ons noem dit huisbesoek, maar dit is
is eintlik besoekpunte. Ons ry na plekke wat bietjie verder af is, ons gaan kuier vir die mense daar, vertel vir hulle, ek weet, ons kom kuier, en hoe gaan dit by hulle kerk, bemoedig hulle bietjie, ondersteun hulle bietjie, dis soos wat Albert sê, ek dink, julle het nou almal agtergekom, as daar iemand by jou skool kom praat, en is iemand wat vreemd en anders is, dis nie een van jou gewone onderwysers nie, dan skielik sit almal weer reg op en hulle luister, en ek dink, ons is miskien 'n bietjie so, as ons by Kids Drift aankom, dan gaan inspireer ons vir mense, omdat ons bietjie iets anders is as wat hulle gewoon is. Wanneer ons Kids Drift toe gaan, ek dink, julle het miskien al almal gekamp saam met kinders. En 'n mens het in jou agterkop al vir 'n kamp setup, maar mens moet baie mooi verstaan dat as ons nou na hierdie plek toe gaan, dan gaan jy om te gee en nie om te kry nie. Mens kry toevallig ook baie wanneer jy daar is, maar ons primêre doel daar is om te gaan gee. Dit beteken jy staan vroeg op in die oggend. Ons program loop redelik so. Jy werk nogal eintlik hard, maar dis lekker. Dis regtig lekker. So ons sal tipies in die oggend opstaan, stilte tyd hou, dan kom ons by mekaar, ons span doen saam Bybelstudie, ons gesels bietjie saam oor wat ervaar ons van die Here en wat leer ons van hom en wat sien ons van hom. En dan daarna gaan ons dan die oggend uit, ons ry so 30 km Kids Drift toe. Ons gaan bied ons program daar aan. Jy kom lekker moeg terug en al die kindertjies het in jou gehang met jou hare gespeel en jy het gespringtou en jy lewe soos 200% energie die hele tyd. So ons kom terug die middag. Ons regroup of so 'n bietjie in die aand berei ons weer voor vir die volgende dag se uitreik. So dis min of meer hoe ons program loop. So ons doen Bybelstudie nie net saam met die mense van Kids Drift nie, maar ook as 'n span sit ons bietjie saam rondom die woord, want ons wil seker maak jy is reg aangetrek vir die werk wat jy doen as jy uitgaan. Ek het gepraat oor tieners, volwassenes en dan die ander goedjies wat gebeur, die wat jy eet en waar jy slaap en so aan. Oom Roan is ook baie mooi daarvoor. So ek help so 'n bietjie met die Bybelstudie wat ons doen en hoe ons onsself geestelik voorberei om die werk te gaan doen. En om te help kyk, ons is 'n paar volwassenes wat help kyk, is almal okay, voel jy alright, as jy nie lekker voel, nie naar voel, siek voel, huis toe verlang voel, al daai voel, dan help ons jou om beter te voel, en partykeer is dit gaan net en gaan doen hierdie werk en dan gaan jy beter voel, so jy is baie keer bietjie uit jou gemakzone uit, maar dit is waar ons groei, so dit is eintlik deel van die challenge ook. Om partykeer net so 'n bietjie goed te doen wat jy nie gewoond is aan nie. En jy kan vir die oudjies vra, hulle sit nou almal hier en leer vir my as ek dit sê. Hulle is almal so 'n bietjie gestoot en hulle was almal soos ek wil nie en hulle daar buite is en hulle kom eers agter dit, kom hulle almal te gesê, dit was eintlik vrek lekker. Maar hulle sou dit nooit met hulle eie gedoen het, as hulle nie so 'n bietjie 'n nudge of 'n push gekry het nie. So gesels gerus met hulle oor wat hulle daar ervaar het en hoe dit vir hulle was en so, maar dit is definitief nie iets om voor bang te wees of angstig te wees of so nie, want jy gaan saam met 'n familie wat vir jou baie mooi kyk en sorg en vir jou dra deur die tyd. En as daar enigiets verder is, vra gerus. Dankie Stefanie. Ons gaan nou so 'n bietjie meer oor die logistiek praat en 'n paar foto's wys om julle 'n beter idee te gee van hoe dit lyk daar op die grond, maar voor ons daarby uitkom, daar's 'n baie belangrike stuk wat gebeur en dit is die voorbereiding. So voor ons op daai bus klim en voordat ons as 'n groep saam in Masinga kom, is die Here reeds besig om te werk met die mense in Kids Drift. Hy is besig om te werk met ons as groep. Die feit dat julle vanaand hier sit en dat ouers julle hierso sit met die visie om julle kinders te stuur op 'n uitreik, sê vir ons God se werk het reeds begin. Ons skakel eintlik maar net daarin. So hierdie jaar het ons gevra vir Pieter wat aan die hoof staan van ons jeugbediening hier by Bergsig om 'n noue rol te speel in terme van ons voorbereiding en hoe ons onsself in die regte geestesgesindheid kry, dat wanneer ons op die bus klim, ons nie net gaan op 'n lekker uitreik nie, maar dat ons eintlik gaan om te doen wat die Here van ons wil hê. So ek gaan vir Pieter vra om net soveel 'n kort blik te gee op dit wat ons beplan in terme van die voorbereiding voordat ons op die bus klim. Ja, goeienaand dames en here. Van julle het nog 'n bietjie my naam is Pieter. En so
Wat interessant is van 'n uitreik is, val as jy die eerste keer gaan, dan verwag jy gaan nou ander mense gaan help en dit is altyd heeltyd met ander mense te doen en Here se werk eers anders te doen. Maar baie keer wat gebeur ook daar sal 'n inryk binne thing wat gebeur geestelik met jou. Jy kom nie dieselfde mens terug en jou hele lewe is verander wanneer jy op 'n uitreik gegaan het. En so deel van wat ons wil doen is die voorbereiding vir daai proses waar ons nie net as 'n groep saam journey en so iets nuuts leer van mekaar en van God nie, maar ook vir jou as individu, wanneer jy op die uitreik is en seker goed beleef wat jy dalk nie in jou eie dorp beleef nie, en op dieselfde tyd wanneer ons terugkom ook, dat ons kan aanhou met hierdie geestelike groei proses. So die uitreik is nie net hierdie 2 weke wat gebeur nie, ek dink soos Roan gesê het, dit is 'n hele of amper jaar ding wat gebeur. 3 jaar amper van jy wat nog steeds elke jaar hier so sit. Ons regtig iets groots wat gebeur het. So in volgende kwartaal by die actual Act 6 diens beplan ons om die diens en die hele bediening eintlik in te rig as deel van die voorbereiding vir die uitreik. Dis uitreike wat lokaal ook gebeur. So in die diens gaan ons chat bietjie oor geestelike gawes, jou gawes wanneer jy gebore is, al die so praktiese tipe goed op 'n geestelike vlak wat mens kan beleef en beleef wanneer mens op 'n uitreik van. En dan natuurlik saam met dit ook is om self te begin identifiseer deur die voorbereiding waarmee is God in jou hart op klop besig. Want as jy op 'n uitreik gaan, ons het natuurlik as 'n groep so 'n tema of iets wat ons nou kom te doen. God is ook besig om in jou hart individueel spesifiek te werk. En so met die opbou van dit, kyk ons ook so 'n bietjie na hoe kan ons dit identifiseer waarmee God in jou lewe besig is. So daar is 'n hele klomp goed wat ons aan kan haal. Maar 'n groot ding vir die voorbereiding is dat ons almal gereed is dat wanneer ons daar kom, so dieselfde bladsy is geestelike vlak wat ons verwag, ons kan deel van ons. Dankie. So vir die ouers spesifiek, ek hoop julle het na Pieter en Stefanie geluister en besef julle kinders is in uitstekende hande in terme van hulle geestelike versorging. Die uitreik kan uitdagend wees, mense is moeg en jy word gechallenged op baie maniere en die Here is besig om in te reik na jou toe ook. 2 uitsonderlike persone om julle kinders op daai reis te help vir die 2 weke wat ons op die pad is. Alright, slide kick. You can take us to so you can skip over that one. Maybe just go back there. Ek hou van hierdie foto want dit som af op wat ons doen daar op Kiesdrift. Aan die voorkant is Anel besig daar om die poppenkast te dryf met kinders en Bo is hier stoot en sy span besig om te kap en lekker reg te maak vir die reën wat gaan kom. So dit is al hoe dit daar gaan. Ons doen wat ons moet doen. Volgende slide. Okay, so nog 'n stiek. So tussen die Valentyns harte deur. So die plan is op hierdie stadium om die Sondag reeds te vertrek. Nou vir julle wat verlede jaar saam met ons was, het ons altyd die Maandag vertrek. Die plan is hierdie jaar om 'n dag vroeër te gaan en die rede daarvoor is dat ons een dag het in Greytown om onsself behoorlik voor te berei. Ek dink die terugvoer wat ons gekry het van die vorige 2 uitreike is ons kom die aand aan, 6:00, 7:00, sukkel om 'n bed te kry en die volgende oggend 6:00 is ons op en ons is op pad Kiesdrift toe. So hierdie jaar wat ons wil doen is ons wil die Dinsdag spesifiek uitsit om 'n bietjie voor te berei, poppenkaste te oefen, seker te maak almal verstaan hulle rolle en net 'n bietjie 'n rustiger dag te hê voordat ons die Woensdag gaan. Dit is 'n lang pad, dit is so 1600 km, give or take, weet so dit is so 16 ure rit. So ons slaap altyd gewoonlik halfpad by Garib of min of meer daar rondom oor op die eerste nag en ook dan weer op pad terug. So dis 2 dae op die pad soontoe, 2 dae op die pad terug. So as ons 'n 13 dag uitreik het, is dit effektief 9 dae wat ons werksaam is en 4 dae wat ons op die pad is saam met die span. Dan waar ons woon in Greytown, ons is ontsettend bevoorreg. En Albert kan vir julle vertel hoe van die ander uitreike dit doen. Ons is ontsettend bevoorreg om in samewerking met die Greytown Kinderhuis verblyf vir ons span te hê. Dit is ons kry 2 sulke huisies soos wat julle daar het, een vir die seuns en vir die dogters. Dis 'n omheinde veilige area.
en ons het die fasiliteite vir ons gebruik. Van die ander spanne kamp in die veld of bly waar ook al hulle kan, ry met skaaplorries tot daarin terug. So die Here is ons baie goed dat ons daai fasiliteite het vir die werk wat ons in Kietsdrift moet doen. Elke dag ry ons dan so 30 km van Greytown tot in Kietsdrift, wat ons dan daar bedien van so 9 uur tot so 3 uur die middag, en dan kom ons dan weer terug na die kinderhuis toe. Ons doen ook 'n bietjie buite poste besoeke, so in Kasimulu waar die leraar is wat ons bystaan, hy het Kietsdrift wat sy hoofgemeente is, en dan het hy 4 buiteposte nog. So dis kerkies wat 40-50 km weg is van Kietsdrift in die poppe in. So hy preek Sondag 9 uur by Kietsdrift, en dan sal hy miskien by 1 of 2 nog gaan preek deur die res van die dag. 1 uur, 3 uur, 6 uur, afhangend van hoe lank het om vat om daar te kom. So ons probeer om nie net te fokus op die hoofbasis Kietsdrift nie, maar ook by van die buiteposte en dan ook van die mense by hulle te besoek, meer in die omliggende area. Okay, next slide. So daar kan jy 'n bietjie sien wat ons doen, daar word baie gespeel. Daar's verskriklike groot afwagting. Ek wens die van julle wat by die huis is kan sien, die eerste dag wat ons daar inry, die stralende gesigte wat wag by die hek. En as ons die eerste dag daar inry, hoe hulle kom uit die koppe uit, net meer en meer. Ek dink verlede jaar het ons al 140 kinders gehad op die eerste oggend. So dit is net 'n ongelooflike afwagting vir dit wat ons kom bring. En niks kompleks nie, springtou, abba, sokkerbal, ringerhou, ja, ons gaan deur sokkerballe redelik vinnig, van die doringdraad om die plek is redelik verduine. So 'n groot deel van ons uitreik is net om daar te wees, en net om God se liefde uit te dra. Volgende slide. Hierdie is die huisbesoeke, so wanneer ons uitry, en weer eens, ons gaan altyd saam met Kasimulu, wat die plaaslike leraar daar is, ons maak altyd seker dat die veiligheid goed en reg is, maar ons probeer om ook die buiteposte te bedien, waar daar bitter min, indien enige geestelike input kom van die buitekant. En Kasimulu wat kom besoek, so dikwels as wat hy kan, maar die feit dat ons van die Weskaap afkom om die Here se woord daar te kom bedien, is vir hulle 'n groot encouragement, bemoediging, wat hulle letterlik dra vir 'n jaar. Weet van die mense wat ons besoek sê, hulle wag die heel jaar vir ons om te kom, om net saam met hulle te kom bid. Volgende uitreik. So hier is 'n bietjie van ons dagprogram. So ons het al gevorder, ons is nou al op Excel. Dit was die eerstejaars dagprogram wat ons op die paadkeer notaboeke geskryf het in die muur. Hier is dit daar besig om 'n drein te ontblok. Dit gebeur elke jaar as ons daar kom, ons eers 'n paar dreine oopmaak dat ons kan lekker stort. Almal werk, selfs David. So David is elke jaar ons jongste uitreik lid. Eerste jaar was hy 6, sal nou al 8 wees as ons gaan, of amper 8. Hy was 5. Hy was 5 gewees die eerste jaar as ons gegaan het. Ja, nou hy moes 4 van dag en af, so almal werk, en dan aan die regterkant onder hulle sien hoe ons broodjies maak. So om vir 140 kinders elke middag kos te gee, dit is gewoonlik 'n broodjie en 'n vrug, vereis dat ons 'n produksielyn opstel, en daar is Stefanie se skills om kinders in lyn te kry en hulle te kry om te luister. Ontsettend handig vir ons wat elke dag met so baie kinders werk. Volgende slide. Alright, so die logistiek, so nader aan die tyd gaan ons vir julle 'n detailed dokument gee, punt vir punt presies wat jy moet vat, onthou om medisyne te pak ensovoorts. Ons het beperkte plek wat gaan, so wanneer ons pak, probeer ons altyd om so min as moontlik te pak. Dit wat ons vergeet, kan ons daar koop. Greytown is ongelooflik goed toegerus, daar is supermarkte, apteke, alles wat ons nodig het is daar so as ons iets vergeet, kan ons altyd daar kry. Ons het al warm baadjies vergeet en tandepaste en dan die goeders is daar so. Maar jy dra elke dag dieselfde broek en dieselfde top en jy doen dit sommer vir 5 dae aan Dit mekaar. kan jy Tussenin doen. as die mense langs jou vir jou sê, dan reël jy. Daar is 'n wasmasjien, jy kan was as jy Daar moet. kan ons vasmaak, so dan was ons en sit op die draad en dan so daai volledige gids sal na die tyd uitkom. Die selfoon is hierdie noem ek nou al vir julle, want vir ons, en ek sluit myself in, wat heeltyd met die foon in die sak is, en sodra hy buzz ons kyk en ons aandag word na hom toe getrek, wat ons gevind het is dit maak inbraak op die werk wat ons daar doen. So as jy besig is met die poppenkas en die buzz in jou foon en jou ma probeer jou bel om te hoor hoe gaan dit met jou, dan verhinder dit die werk wat ons doen. So wat ons verlede jaar gedoen het, vir die eerste keer baie suksesvol, en die span het
ongelooflik goed uitgevoer is om te sê terwyl ons bedien, is die selfone buite aksies. So daar's een of twee mense wat foto's neem en wat dalk die logistiek moet daar soos ek en seker maak almal kom waar hulle moet. Maar die res van die tyd het ons genoeg tyd om met mekaar te WhatsApp en Instagram foto's te deel ensovoorts. En dan span en individuele verhoudings. So party van julle gaan dalk op die toer gaan met 'n meisie en jy kom sonder 'n meisie terug. Dit gebeur. Party gaan sonder 'n meisie en jy kom met 'n meisie terug. Dit het ons ook al gehad. Maar moet asseblief nie gaan om 'n meisie te kry nie. Dis 'n verkeerde rede. So dit is 'n baie groot ding wat ons moet bestuur. Daar is ook verhoudinge tussen die span. So wat ons verlede jaar gevind het, is hoe nader ons aan mekaar kom, hoe meer ons tyd met mekaar spandeer. En dit is lekker om in die aand te kuier. Maar môreoggend moet ons vroeg opstaan om uit te reik na die mense toe. So ons moet 'n goeie balans hou tussen ons interne span dinamika en die werk wat ons eintlik daar is om te doen. So dit sal ons bestuur. Gewoonlik is ek die ongewilde oom wat die ligte afsit in die aande, mense wat hulle beddens kry. Maar ek doen dit vir die Here, so dit is Ek wil sê daar's tolke wat by ons bly in die Greytown wat saam met ons slaap en daar's ook Greytown kinders, dorpskinders wat wit kinders is wat ook saam met ons bly. Ja. Nou die swart kultuur en die Zulu kultuur veral, daar is nie van mans en vrouens hande vas nie. Jy kan 'n ou se twee ouens kan hande vashou in 'n rondstap, maar dis in elk geval 'n taboe in die swart kultuur oor algemeen. So dis nie dat ons sê pas op vir daar is nie vrouens nie. En daar was nou laas jaar was daar mense wat maar moes terug by en wag dat hulle terug is in die Kaap voordat hulle weer 'n meisie wat al 'n jaar met 'n meisie is hande vashou. So daai is 'n baie belangrike een wat ons nie gaan hoor. En wat Albert verlede jaar vir my gesê het, en ek het dit was so waar op die kamp, aanmerking wat hy gemaak het, is onthou die duiwel sal dikwels 'n goeie ding gebruik om goeie werk te ondermyn. So ons wat as 'n span na mekaar toe groei is 'n goeie ding, wat is sleg daaroor? Maar wanneer dit beïnvloed hoe ons uitreik na die mense van Msinga toe, wat ons fokuspunt is, dit is die hoofding waarop ons daar is, dan gebruik hy eintlik 'n goeie ding om die goeie werk te ondermyn. Weet so, wanneer jy oogies kry vir 'n meisie, is nie 'n slegte ding nie, maar wanneer dit jou fokus afhaal van die poppekas wat jy moet aanbied, dan word dit 'n slegte ding. Want nou begin dit om God se werk te impakteer wat daar besig is. Alright, volgende slide. So hier kom ons by die kostes, en hierdie gaan ons reeds hoofvlak op hierdie stadium. Ons kyk na 20 tot 25 spanlede, so dis weer 'n groterige span. Ons gaan probeer om hierdie jaar 'n klein kleiner te gaan. Ons het verlede jaar die limite bietjie gedruk. Ons reik ook uit of vat hande met die mense van Greytown, so daar's 'n paar tieners van Greytown wat ons aansluit, en dan ook die tolke wat ongelooflik waardevol is, dat ons altyd die taal kan verstaan. So saam met ons span, sê 25, en dan kom nog 8 of 10 by, dan is ons naby aan 40 mense wat 'n groot logistieke span is om dit te bestuur. Die koste is R130,000, dis 'n groot bedrag, ons vertrou die Here daarvoor. Maar dit sê ook ons moet nie terugsit en nie werk nie. So daar is 'n deel wat ons vir elke spanlid gaan vra om by te dra, R1,500. En dan die grootste gros kom deur fondsinsameling, so die pannekoeke wat ons flip elke Sondag, en die vinkel en koriandermark ensovoorts, is geleenthede wat ons kan fondse insamel. En dan Versig ook die GGO-fonds. Waarvan daai fonds Van die kerk af. So Versig, vir die van julle wat van die buitekant af kom, Versig se hele visie en missie is om God se ligdraers te wees. So 'n groot fokus van die gemeente is om buitentoe te leef. So die kerkraad bewillig dan ook fondse van die kerk om die uitreike te Ek noem hier so, ons gaan hopelik weer 'n skoolbus hê, Stefanie, en op die vorms indien en swaar. Ja. Stefanie? Ja. So ons vat hande daar met die hoërskool Herman oor, en dit ons die busie gekry sonder enige koste, ons het nie gekry, ons het dit nog gooi so dit as ons groot. So bly meer Tony se goeie boekies asseblief. So geen. Okay, volgende slide. Ja, hierdie is maar net nog vir die fondsinsamelings wat ons gaan doen. Vraag en antwoord. Daar's 'n vraag. Yes. Ek het oor dit daai punt geskiet.
So Albert het nou genoem van die groter Masinga visie en laat daar in die verlede heelwat meer gemeentes was wat betrokke was by Masinga. Soveel so dat elke pos het 'n gemeente gehad wat hulle ondersteun. So Struisbaai was die storie in Bredasdorp. Die Struisbaai was by Kietsdrift gewees. En so Struisbaai kleiner geword het Bergsig nou bygekom en half begin om die senior vernoot te wees by Kietsdrift. Maar so is daar heelwat van die ander poste wat niemand het nie. Pomeroy is 'n goeie voorbeeld gewees wat verlede jaar het Pomeroy se leraar by ons kom tydens uitreiking gewees en hy was so jaloers en hy het met 'n smaal gesê om te sien die ondersteuning wat Nkazimulu kry van Bergsig af en wat hy nie het in Pomeroy, jy weet met sy werk wat hy daar doen nie. So Rossendal gemeente is redelik oop om ook betrokke te word in die groter prentjie. So die idee is dat ons hierdie jaar vir hulle saamvat saam met ons 'n klein spannetjie, 4 of so mense, laat hulle kan leer en kan sien wat in die omgewing aangaan en laat hulle dan hulle eie gemeente aanneem volgende jaar. Weet so laat dit uitbrei en laat dit nie net Kietsdrift is nie, maar dat daar volgende jaar nog 'n gemeente is wat ook gedoen word. En dan die droom is dat ons weet sal terugkom by die vorige betrokkenheid van die Weskaapse Sinode dat ons die hele area dek en nie net die pockets op ons op hierdie stadium nie. Ja. Baie belangrike vraag vir al die kinders. Wie is die kosspan hierdie jaar? Wie is die kosspan? Die Here sal voorsien. So op hierdie stadium waar ons nou is ons weet die uitreik is oop vir almal om hulle hand op te steek. Ons kan nie 100 mense vat nie. Weet so as 100 mense sê hulle wil gaan, dan sal ons moet gesels hoe ons dit kan kry tot op 'n nommer wat werk. Maar ons ervaring nog elke jaar, dis in die 3de jaar wat Bergsig by die uitreik gaan. Ons ervaring elke jaar is dat die Here maar net voorsien. Ons het verlede jaar ook nie geweet wat ons gaan doen met kos nie en om Dion en Tannie Renette het lank opgesteek en het ongelooflike werk gedoen om 'n groot groep mense baie goed gevoer te hou oor 2 weke. So ja, so dit sal gebeur. Worst case, dan gaan ons almal 'n week kry om die kombuis te roeiers te maak en so. Daar is opsies wat ons op die oomblik kyk. Ja. So omdat dit weer 'n groot span gaan wees, so ons gaan kyk na 'n gedeelde ruimte moontlik om op ander plekke mekaar te kom as ons het. Dit so daar is ons gehad. Ja. Jy sal die onderlei. Ek gaan dan self met kos maak, maar jy sal die onderlei. Nog vrae vir Alfred? Ons gaan Stefan vir ons 'n vis vang elke dag. Ja. Ons het ons groot loop gehad op Stefan van Visvang verlede jaar en hulle het met groot stories teruggekom, maar dit was ons net dit. Enige vrae van die ouers se kant af? Veiligheid, is daar vrae rondom veiligheid? Nou, kom ons antwoord dit. Van